Goeiemôre vriende, vandag is dit die 3de Junie 2026. Mag julle sommer net 'n wonderlike dag hê vandag. Kom ons raak so vir 'n wyle stil, sommer net so in die teenwoordigheid van die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word deur ons. Laat U koninkryk kom deur ons. Laat U wil geskied soos in die hemel en so ook op die aarde, as dit U wil is, deur ons. Dankie Here vir die daaglikse brood wat U vir ons gee. Here, die van ons wat swaar kry, gee asseblief ons daaglikse brood. Here, ons kom vra dat U ons skuld sal vergewe, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, Here. Laat kom ons asseblief nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, julle sal nou sien, ons het nou 'n bietjie stil gestaan hierso by Hebreërs. Dat ek net gaan my berings kry, Hebreërs 4 dink ek het ons opgehou. Ek net gou hierso kyk, by Hebreërs 6 het ons opgehou. Nou sê julle sien daarvan Hebreërs 6 vers 13 af tot en met 7 aan die einde van 7. Ek gaan nie daarmee met julle kan dit loop lees, want in hoofstuk 8 staan die volgende, wat nou daar is. In hoofstuk 8 staan so volg. Die hoofsaak van wat gesê is dit, dubbelpunt, so van wat hier gesê is, in hierdie hoofstuk en tot en met hierso. Die hoofsaak wat gesê is, sê die Hebreërs skrywer, is dit. Ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. So, hierdie mense vind altyd die konteks belangrik. Ek sê vir julle, ons moet inkyk, en moet ons ook vir die Heilige Gees vra wat ons daar uitkry. So, hierdie mense, wou later begin afdwaal van die godsdiens af, hulle is vervolg, hulle het moedeloos geraak, wou teruggaan na die ou verbond toe, met deur al hierdie ander afgoderry, is hulle omring. Van die Jode het nog baie gedink aan die hoë priester, soos dat hulle maar in die ou verbond gedink het, en dit is kom reframe, Christus is die ultimate hoëpriester. Nou kom sê hy maar net hier, die hoofsaak is van wat ons nou hier gesê sê hy. Ons het 'n hoëpriester, hoofletters, een hoofletters, wat gaan sit aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Kom sê hy vir hulle, net weer vir hulle baie rustig om sê, onthou, julle het nie nou meer aardse hoëpriester, julle het nou 'n hemelse hoëpriester. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. So hy kom reframe heeltemal hulle gedagtes oor die ou verbond, waar dit gaan oor die samekom, die tent van samekoms, waar dit gaan oor die tempel, wat gegaan het oor die tabernakel, waar dit gegaan het oor die ark. Hy al daai tipe goed kom reframe Jesus inderdaad wanneer hy aarde kom. En die Hebreërs skrywer kom beamoen dit wanneer hy dit kom sê, né? Hy kom sê, dan gaan hy sê, elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moet ook hierdie een, die hoofletter, iets hê om te offer, na Jesus. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeelding en 'n skadubeeld van die hemelse heiligdom. Ek kom stel net weer aan te alles in konteks, kom sê dit gaan oor Jesus, hy is eintlik die heiligdom, né? Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. En dan gaan ek kom nou en dan sê hy stel die ou verbond en dan stel hy teenoor die ou verbond die nuwe verbond. Dan kom hy maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. En die beloftes waarop hierdie nuwe verbond gegrond is hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Dan kan ons na Johannes toe, wanneer Jesus sê, wanneer jy my woorde ter harte neem, het jy my lief.
Wanneer jy my woorde ter harte neem, sal ek en my Vader by jou bly. Sal my Vader hom aan jou openbaar, né? Dit is die nuwe verbond. Jesus is die sentrum van alles. Die hele Nuwe Testament, liewe vriende, gaan daar. Die Ou Testament het profeseë oor Jesus gebring, maar die hele Nuwe Testament gaan om Jesus te belig die hele tyd, en dis wat die Hebreërs skrywer ook inderdaad doen, hè. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou 'n tweede verbond nie nodig gewees het. En so hy sê, as jy dat die eerste verbond reg was, Shanana was reg, maar wat het met die eerste verbond gebeur? God het hulle soos vlee doodgemaak, maar hulle luister nie. En hy sê 'n liefdevolle, maar ook 'n regverdige God. So sy regverdigheidskan, sy geregtigheidskan, kon sonde nie duld nie. So dit is hoekom die diere geoffer is deur die priesters vir die mense se sondes. Dis waar die spreekwoord kom, 'n sondebok. 'n sonde is op hy bok gesit, al die mense se sondes, en hulle is uitgejaag buitekant die stad uit, wat hy daar moes op sy eie gaan sterf basies. Maar Jesus het, en ook al sê die Hebreërskrif, Jesus het 'n nuwe verbond ingebring. Uitnemender verbond, hy het op 'n uitnemender beloftes berus. En dan gaan hy aan. Hy sê as daar in die eerste verbond niks kort gekom het, sou 'n tweede nie nodig wees nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkoming deur te sê, kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos dit wat ek met hulle voorvaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Here, né? Die hele Ou Testament het ek al baie veel gesê, die patroontjie is, hulle Israeliete dien die Here, hulle is verskriklik verleibaar, en dan vang hulle twak aan, dan bid ander gode, doen al wat vrot en sleg is onder die son, en dan straf God hulle, want hulle wil nie luister nie, né? En dan maak hulle net 'n piepgeluidjie van hulle is jammer, dan kom hierdie genade van God, dan kom vergewe God weer met hulle, en dan bid hulle weer vir God, en God voorsien vir hulle, en dan hardloop ons nog maar weer oor en oor in dieselfde patroontjie, né? En dit is wat hy eintlik hier kom sê, om hulle uit Egipte uit, want hulle het nie my verbond behou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Here. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here. Dubbelpunt. Ek sal hulle my wette in die verstand gee, en op hulle harte sal ek skrywe. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Nee, dit is die nuwe verbond deur Jesus Christus. Vriende, ek en jy weet wat is verkeerd en wat is reg. Ons hoef dit nie te predik die hele tyd en die hele tyd mekaar te piets oor die goed. Ek en jy weet wat is reg en verkeerd. En daarom sê ek so baie vir julle, jou lewende verhouding is belangrik, vriende, met God. Daarom is die woord belangrik. Daarom is dit belangrik dat ek en jy die woord lees, om te hoor wat sê die Here vir ons deur sy gees in jou konteks van vandag. Al is dit in ou kontekste, wat kom vat hy daai konteks? Hoe kom praat hy deur sy gees met jou en met my, né? So belangrik. Ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou, kom ons lees sommer klaar, dan is ons klaar met hom. En dan gaan hy, dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Here ken nie. Hulle almal klein en groot sal my ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees, en aan hulle sondes nooit weer dink nie, kom sê God, né? Deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar, en wat oud word en uitgedien is, sal gou verdwyn. So Jesus staan sentraal. Deur Jesus vergewe God mense op so 'n manier, vriende, dat selfs ek en jy dikwels absoluut verstom staan. My vuisend, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.